En ek baie welkom sê aan al die mense wat saam met ons inskakel by die diens. En laat ons nie weer dieselfde fout maak as laas keer, waar die ding afgegaan het in my sak nie, so kom ons hoop hy bly aan vandag. Filippense 3. Ek lees vir jou voor jy uit my Bybel het. Ons gaan sommer begin by vers 1 en so 'n entjie aangaan. Verder, my broeders, verbly julle in die Here. Dit is vir my nie lastig om dieselfde dinge aan julle te skrywe nie, en dit gee julle sekerheid. Let op die honde, let op die slegte arbeiders, let op die versnyding. Ek lees uit die 33-53 vertaling, en jy kan volg in jou Bybel. Want ons is die besnydenis wat God in die Gees dien en in Christus Jesus roem en nie op die vlees vertrou nie. Alhoewel ek rede het, sê Paulus, om ook te vertrou op die vlees. As iemand anders meen dat hy op die vlees kan vertrou, ek nog meer. Ek is besny op die 8ste dag uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin, 'n Hebreër uit die Hebreërs. Wat die wet betref, 'n Fariseer. Wat die ywer betref, 'n vervolger van die gemeente. Wat die geregtigheid in die wet betref, onberispelik. Maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Ja, waarlik ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, terwille van wie ek alles prys gegee het, en as drek beskou, om Christus as wins te verkry. En in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is. Die geregtigheid wat uit God is deur die geloof, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik, nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna, of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. En dan kom ons by ons tekste, 2 tekste. Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie, maar een ding. Ek vergeet die dinge wat agter is, en ek strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Een ding, ek lees vir jou in die 83 ook. Wat sê daai vers? Sommige van 12 af, ek sê nie dat ek al alles in die doel bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Dis mooi gesê. Ek span my in om Christus myne te maak, omdat Christus my klaar syne gemaak het. Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie, maar een ding doen ek. Een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter is, en ek strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het in Christus Jesus. OK. Lekker het die water hier omgeval nie. Paulus is 'n man met 'n lang asem. Maar as jy bereid is om rond te krap in dit wat hy skryf, en dit is nie vir jou genoeg om 'n Bybelversie in die oggend te lees en werk toe te gaan, en 'n Bybelversie in die aand voor jy gaan slaap om jou gewete te sis nie,
gaan jy agterkom dat Paulus bring lieflike dinge vir jou tafel toe. En Paulus skryf, soos wat ek glo dit moet wees, vanuit sy eie lewenservaring. Paulus skryf nie vanuit 'n ander ou se mond uit nie. Paulus sê vir jou wat hy beleef, die Here met hom deurmaak. En dan verbind hy vir jou sy lewe aan die lewe van Christus. En ons het al hoeveel keer vir mekaar gesê, dat die Bybel is nie 'n boek wat jy veronderstel is om deur te lees en op jou rak te sit nie. Die Bybel is ook nie 'n boek wat jy van voor tot agter deurlees en is soos 'n storie wat jy deurgaan en dit alles maak 100% sin nie. Die Bybel is lewend en kragtig, en dis die woord. En is skerper as 'n tweesnydende swaard en dit wil deurdring tussen 'n klomp argumente en opinies in jou kop. En die Here wil hê jy moet hom soek. En tot die mate wat jy hom soek, laat hy hom vind deur jou. En tot die mate wat hy hom laat vind deur jou, kom daar openbarings en ontdekkings vir jou. En sit jy agteroor en sê, wat? Kyk hoe beantwoord die Here 2024 jaar later iets spesifiek vir my wat so lank terug geskryf is. Kyk hoe praat die Here met my nou in my situasie, want hy's lewend en kragtig. En dis waarvan Paulus vir ons hier wil skryf. En dit is verskriklik belangrik om net so 'n bietjie wyeer te kyk, as net wat in 'n vers staan. Want as jy net na 'n vers kyk, kan iemand vir jou 'n vers uit verband uitdruk. Iemand kan 'n versie vat om moord te regverdig. En die Here het vir Dawid gesê, gaan wis daai volk uit. Kan jy sien? Die Here het vir my ook gesê, ek moet iemand gaan doodmaak. Dit sal totaal al uit verband uit wees, maar dit sal in die Bybel staan. So jy moet verstaan dat die hele Ou Testament is geskryf as heenwysing, rigtingwysers na 'n verlosser wat moes kom. En eintlik is die Ou Testament en die Nuwe Testament se storie presies dieselfde, want dit gaan oor die verlossingsplan van 'n liefdevolle Vader wat kom na my en jou toe nadat ons nonsens aangejaag het in die vorm van Adam en Eva wat ons voorouers is. En hoe hierdie verlossingsplan reg deur die Ou Testament sien jy hoe die Here hom in plek sit. Is net jammer die mensdom en die volk wat God kies wil hy die hele tyd binne daai plan bly nie. Nee, hulle is nie groter sondaars of groter mislukkings as ek en jy nie, geliefde. Ons mis net so baie van God se plan. En God se genade vir ons foute is net soveel in die Ou Testament as in die Nuwe Testament. Jy moet dit net gaan soek, dan sal jy dit sien. Ons het verlede week gepraat, het ek en Jakobus hier voorgestaan en ons het 'n debat gevoer of dialoog gevoer oor die geregtigheid. Hoe om hierdie volmaakte onskuld wat Jesus vir ons in plek kom sit het aan die kruis, hoe om dit te sien vanuit die Ou Testament. Hoe om Jesus te soek tussen die letters en die bladsye en die hoofstukke van die Ou Testament. Om te sien dat hierdie geregtigheidsplan was van die begin af bekend gemaak aan Abraham, Isak en Jakob en al die geslagte daarna, oor 'n verlosser wat moes kom. En al die tydelike goed wat in plek gesit is, met offers wat gebring moes word, is alles net heenwysing na toe hy daar hang, toe is dit hy, toe wys dit na hom. So moet jy die Ou Testament weggooi nie. Moenie net na 'n verhaal kyk van twee stamme wat teen mekaar veg of iets nie. Soek vir Christus daarin. En as jy hom daarin kry, gaan hy vir jou iets openbaar rondom jou eie lewe, rondom jou stap saam met hom, rondom jou verantwoordelikheid in 'n gemeenskap van gelowiges, which will blow your mind. Want so lief het hy nie net die wêreld gehad nie, maar vir jou, dat hy sy seun gegee het as 'n offer, sodat jy kan verstaan, hoekom is jy hier? Iets van dit wil Paulus vir ons hier sê. Paulus skryf aan die gemeente van Efese, wat soos enige, of Efese, soos jy wil sê, soos enige ander gemeente wat staan gemaak is in Europa, wat nie binne die konteks van Israel ontstaan het nie, skryf hy aan hulle om vir hulle te sê, ek verstaan, is baie gebruike by julle, wat nie die Here eer nie, maar in hierdie spesifieke gedeelte van Filippense 3, sê hy vir die gemeente, dit wat ek vir julle kom leer het, van wie Christus is. Onthou julle laaste gedeelte in Korintiërs wat Paulus sê, ek het hier na julle toe gekom om niks anders onder julle te weet nie. Daar staan nie wees nie. Hy sê ek het gekom om niks anders onder julle te weet nie. Dit beteken ek wil niks anders by julle hoor
en aan julle niks anders verkondig as Christus en hom die gekruisigde nie. So Paulus wil die hele tyd sê, dis my goal, om Christus en hom as gekruisigde, gestorwe, opgestane, Here, opgevaar na die hemel, uitstorting van sy gees as krag wat by ons is, sit in hemelse plekke waar hy vir ons voorbereiding maak, sodat ons saam met hom kan regeer in hemelse plekke. Dis wat ek aan julle wil verkondig, maar dan sê hy, daar's mense wat my teenstaan. Hy sê, daar's dinge wat my teenstaan. Daar's mense wat kom hardloop na julle toe, terwyl ek in die tronk sit, terwyl ek weg is van julle, en kom met oorlewerings van ou mense, en stories van Joodse gebruike, wat julle as glad nie Jode, nie nodig het om na te luister nie. Hy sê, hierdie mense kom besoedel julle, met 'n besnydenis van die liggaam, in plaas van die besnydenis van die hart. Want as jy Christus wil volg, moet wedergeboorte in jou lewe plaasvind. Jou hart moet besny word. Om te sê, my hart behoort nou aan die Here. Ons leer dit vir ons kinders. Met jou hartjie vir Jesus gee. En Paulus sê, iemand wat sy hart besny is met Jesus, iemand wat sy hart vir Jesus gegee het, moet ook leer om sy lewe vir Jesus te gee. So nie net om te sê, ek is 'n kind van die Here nie, maar om te leef soos 'n kind van die Here. Hy sê, die ouens wat kom, wat my nog geken het as 'n fariseer, wat vir Paulus nog geken het as die een wat die kerk vervolg het, hulle gaan kom en hulle gaan my reputasie voor julle kom aanval. Hy sê, hulle gaan probeer om dit wat ek aan julle verkondig het, af te maak, as nie die waarheid nie, sodat hulle julle kan terugkry onder die wet, want as jy terugkom onder die wet, kan dit jou beheer. En 'n kerk, wat sy hart nie volledig Christus is nie, 'n gemeente, wat sy hart nie volledig Christus is nie, 'n voorganger, wat sy hart nie volledig Christus is nie, ouderlinge en diakens, en volgelinge van Jesus, wie sy hart nie volledig Christus is nie, het 'n agenda van beheer. Kom met 'n system, kom met 'n stelsel, wat jou wil beheer, en dan gaan dit lank al nie meer oor, jy moet voorberei word, en opgelei word, as 'n disipel, sodat jy kan uitgaan, het gaan oor om jou hier te hou, sodat ons al hierdie stoele kan volsit. Sodat ons nog 'n groter perseel moet kry, sodat die speakers nog hoër moet raak, sodat die show nog kan aangaan, want ons hart is nie Christus nie, ons hart is ons. En Paulus sê vir hierdie gemeente van Efese, pas op vir hulle. Pas op vir hierdie godsdienstige mense, wat my gaan probeer afbreek voor julle, sodat hulle met hulle wettisisme kan kom, en met hulle instellings, wat julle gaan bind. En dan sê Paulus, wat ons moet doen, is om te verstaan wat ons doel op aarde is, sodat ons dit kan uitleef. Hy sê ons moet uitkom by ons hoë roeping in Christus. Hy sê, en ek skryf vir julle uit hierdie tronk uit, gaan lees 'n bietjie Filippense 1 en 2 ook. Hy sê, moenie so bekommerd wees oor my boeye nie. Julle is verskriklik besorg oor my boeye. Baie dankie vir die liefdesoffer wat julle vir my stuur, hulle het vir hom 'n klomp goed gestuur saam met Epafras. Baie dankie daarvoor. Ek geniet dit, ek waardeer dit, ek sien dit. Smaak lekker. Stukkie kaas, whatever hy gekry het daar in die tronk. Hy sê, maar moenie so bekommerd wees oor my boeye nie, moenie so bekommerd wees oor my gevangenskap nie, want dit is binne die wil van die Here, wat beteken hier vanaf gaan die koninkryk buitentoe. Hy sê, hierdie klomp wagte hier rondom my, hulle moet luister. Want ek is nie bekommerd oor my lewe nie. Ek is nie bekommerd of ek vervolg word, ek is klaar in die tronk. Almal verwag ek moet nie sit en bang wees en bewe, maar ek is nie bekommerd nie, want ek soek die wil van die Here hier vanaf buitentoe. So omdat ek my lewe nie meer belangrik ag nie, ag ek dit om Christus te ken
en binne sy wil te beweeg, en sy apostel, sy boodskapper, die bringer van die goeie nuus te kan wees, ag, ek baie meer waardevol as my eie lewe. En ek sê dit vir julle, want soms het die Romeine die briewe gelees wat uitgegaan het uit die tronk uit, voordat dit aangestuur word. Want hulle moet kyk of daar nie, wat is die Afrikaans vir conspiracy? Sameswering dinge aan die gang is in die van hierdie tronk uit. Of daar nie rebellie wil opstaan, of hierdie nou nie nou 'n 28 gangleader is wat nou wil die kerk of die Romeinse ryk ondermyn nie. So Paulus weet, hierdie woorde gaan gelees word, hierdie woorde gaan herhaal word. En as dit Efese toe gaan, Efese is 'n groot, dis soos Kleinmond. Kleinmond is mos die aftreeplek vir al die dominees. Het jy geweet? Efese was die aftreeplek vir al die soldate. So hy het geweet, dit gaan ook daar gelees word en dit gaan uitgaan. So hy's nie bekommerd oor sy eie lewe, hoekom hy dit skryf nie, want hy weet die woorde wat hy hier neersit, is die woorde van Christus wat kan vrymaak. En dis sy hart. En dan sê hy, selfs al word ek gedood, ag, ek dit 'n wins. Hy sê, dis eintlik vir my beter, dat ek sterf, want dan gaan ek na Christus toe. Wen. Maar dis vir julle beter dat ek agterbly. Want as ek agterbly, kan ek nog verder saam met julle stap. En kan ons nog verder indelf in hierdie kosbare skat van Christus, waarvan ons nog maar net so 'n bietjie weet. Daar's soveel meer van hom, wat ons nog met mekaar kan deel. Dan julle Johannes sê op 'n stadium, ek skryf vir julle hierdie goed neer, maar as ek regtig alles moet skryf van Christus, dan is die wêreldse boeke nie genoeg nie. Dit is hoe diep die rykdom en die insig en die kennis en die openbarings van die Here is, as jy begin soek. En Paulus ontdek dit in 3 jaar se tyd, waar die Here intens met hom werk, sodat hy die apostel kan wees van lyding, om te stap in die voetspore van Christus. Goed, dis agtergrond. Paulus sê, hierdie mense wat kom om hierdie goed aan julle te verkondig, hulle gaan dinge teen my gebruik, en dit kan in die pad staan vir my. Luister mooi. Paulus sê, ek wil my uitstrek. Ek wil graag hierdie hoë roeping verstaan, en ek wil in hierdie hoë roeping loop. En ek wil 'n diensknegt van Christus wees, en ek wil 'n getuie wees van sy krag en sy almag en sy lyde en sy hele lewe, en sy sterwe en sy opstanding. Hy sê, maar as een ding, albei vertalings sê een ding, wat potensieel in die pad kan staan. En geliefdes, ek wil hê jy moet verskriklik mooi luister vanoggend. Hy sê, daar's een ding wat in die pad kan staan. Wat is dit? My verlede. Jou verlede. Dit kan 'n struikelblok wees. Dit kan wees soos 'n ketting of kettinge. Dalk een ketting om jou nek wat agtertoe is, maar daai ketting vertak in die agterkant. En het 'n klomp ysterballe aan hom, wat in 'n klomp ankers vas is, en daai klomp ankers is in 'n klomp mense vas, en 'n klomp plekke vas, wat jou so bind oor die verlede, dat jy nie kan voortgaan nie. En dis presies dit wat die vyand sal gebruik. En Paulus sê, ek weet, die vyand gebruik dit teen my. Hoekom? Want ek was die Fariseer, sê Paulus. Ek was die A-kandidaat. Eerste in my klas. Ek was die Hebreër wat skoon geloop het volgens die wet. Ek is hier my geregtigheid, my totale volmaakte onskuld gesoek het deur my manier wat ek die wet onderhou. Ek was die een wat voorgegee het, ek het niks foute nie, sodat mense na my op die straathoeke kan kyk. Ek is die een wat gestaan het toe ons vir Stefanus doodgooi met klippe. Toe's ek die een wat die opdrag gee. En ek is die een wat mense in die tronk gestop het en vervolg het ter dode. Christus se gemeente vervolg het. Daarom weet ek, my verlede kan teen my gebruik word. En as daai mense kom, het hulle 'n saak.
As hy dan na julle toe in die Efese kom as gemeente, as hier nou iemand inkom, broers, susters, wat hier instap, en hulle sê vir julle, ekskuus tog, dames en here, ek weet nie of julle weet wie hier voor staan nie. Kan ek gou vir 10 minute kry van julle tyd, om vir julle te vertel, wat hierdie perd in sy lewe aangevang het. Weet julle, dat hy voorblad nuus was vir ons is aanjag? Weet julle dit? Besef julle wat hierdie ou gedoen het? Kan ek gou vir julle die name opnoem, wat hy stikkend en seer gemaak het in die verlede? Kan ek vir julle die lewens kom bring wat hy verwoes het? Kan ek vir julle vertel van sy gierigheid as 'n jong man? Wat gaan ek sê? Wat gaan ek sê om dit los te kom van dit? Want al daai goed wat hulle vir julle gaan noem, sal die waarheid wees. Dit het gebeur. Ek het daai besluite gemaak. Dit het skade veroorsaak in my lewe en in ander mense se lewens geweldig. Tensy ek vir julle kan sê, ja, dit is waar. Dit is wie ek was. Maar ek het my losgemaak van dit. 'n Ou vertaling sê, ek vergeet die dinge wat agter my is. Kan jy sien hoe relevant die woord is? Paulus sê vir hulle sal die waarheid kom praat met julle as hulle terugverwys na daai goed. Maar ek sê vir julle een ding, ek is nie meer daai ou nie. Daai ou het geval op die pad Damaskus toe. Daai ou het 'n wedergeboorte beleef. Daai ou het 3 dae in blindheid gesit, toe die Here homself aan my openbaar en vir my sê, ek is Jesus wat jy vervolg. Maar moenie worry nie, Paulus. My genade is vir jou so groot, dat ek vir Saulus, die vervolger, die mensemoordenaar, die wetsonderhouder, die afbreker, die onderdrukker van die kerk sal vat, en ek maak hom die apostel, wat vir ons 2/3 van die Nuwe Testament gaan skryf. Dit is my genade vir jou. En my geliefdes, as ek hierdie brief van julle skryf, wil ek hê julle moet weet, dis met wie julle nou, na wie julle nou luister. Nie na daai getuigskrif wat julle gaan hoor nie. Dit is wie ek was, maar ek het my losgemaak daarvan. Maar een ding, ek vergeet die dinge. Daai woordjie vergeet beteken om los te maak, to set out of mind. Vergeet. Om uit te haal uit die plek waar ek dit oordink en bepeins, wat my gevangene daarvan hou. To set out of mind. Om die boltcutter te vat en hierdie ketting te knip oor die verlede wat altyd teen my gegooi gaan word deur die vyand. Vyand is nie so slim soos wat jy dink, jy gebruik dieselfde ou goedjies oor en oor. Hy het nie nodig om nuwe strategieë uit te figure wat die oues werk. So as jy besig is om die Here te volg, dan kom hy met een van hierdie goed van die verlede en hy sê, kan ek dit gou vir jou wys wie jy is? Hou jy net op om te probeer om die Here te volg? Jy kan nie, van jy is hierdie persoon, en wat doen ek en jy? Ja, nee, jy's reg. Nee, ek besef nou, ek het geen reg om saam met hierdie broer en suster in die Here te stap nie, want kyk hoe vuil is ek, en by the way, niemand weet daarvan eintlik nie. So ek is eintlik te bang iemand vind uit van hierdie goed van die verlede. So, kom ek hou dit my liewer stil, en dan sê ek liewer, I won't judge you if you don't judge me. Ek sal jou nie vermaan nie, as jy my nie vermaan nie. So kom ons hou hierdie dingetjie maar net, jy weet,
stel. Paulus sê, I want to set it out of mind. Daar's 'n woordjie wat sê, ook een van die betekenisse van vergeet, is neglect. Dit beteken afskeep. Paulus sê, as hierdie tipe van dinge kom, dan skeep ek dit af. Ek spandeer nie tyd daaraan nie. Ek maak dit nie prioriteit om oor my verlede te dink nie. Ek vergeet dit, maak my los. Net vir my verskriklik interessant dat die woordjie maak los, het nie dieselfde bronwoord hê, maar hy het 'n familiewoord. Dit was nou vir my baie interessant. Hy het 'n familiewoord in Genesis 2:24 wat sê, for a man shall leave his father and his mother, and he shall cling to his wife, and the two shall become one flesh. Die man sal sy vader en sy moeder verlaat. Daai woordjie verlaat, leave, het 'n gedeelte in losmaak. Hy het 'n familiewoord in losmaak. Wat beteken, 'n man kan nie met sy vrou trou terwyl hy nog bly op die plek waar hy is nie. Vrou kan nie met haar man trou terwyl sy nog bly op die plek waar sy is nie. Daar waar sy is, moet sy en hy leave. Ons sê dit vir almal wat ons in voorhuwelikse berading basies hier sit en ergens in Janke. Het julle vir Leaving and Cleaving gekyk saam met ons? Nee. En 'n mens wys dit vir jou ouers om te sê, onthou nou, mamma en pappa, hulle gaan leave, maar julle moet ook leave. Julle kan nie die hele tyd inmeng in daai huwelik nie. Hulle is nou 'n hegte eenheid saam met Christus. Julle ouer huis is nie meer hulle huis nie. Hulle kom kuier daar. Hulle het gelief. Hulle het hulle losgemaak. Beteken nie hulle is minder lief vir jou nie. Hulle het hulle net losgemaak. Dis daai afstand doen van. Om jou los te maak is om afstand te doen van daai verlede. Soos wat 'n man besluit, my dae, my verlede van enkel lopend is verby. Ek gaan nou trou. En daar's iets wat vir my wag vorentoe. En ek kan nie meer sit in die verlede met my foute nie. Ek moet nou in my huwelik fokus op 'n nuwe seisoen. Om los te maak het ook 'n verwysing na die wapenrusting. Daardie woordjie swaard wat jy sien as die swaard van, weet jy wat is daai? Dis nie 'n lang swaard so ding nie. Die woordjie is dagger. Sy oorsprong is dagger. Dit is 'n klein messie wat jy op jou sou dra, waarmee jy jou los sny as jy gevangene geneem word, of waar jy in close combat kon mee veg. Dis nie 'n lang swaard nie. Hou dit in gedagte. Jy moet jou kan lossny van sekere goed wat jou bind. En Paulus sê, jou verlede en jou foute wat jy gemaak het, is een van die grootste bindings en kettinge in jou lewe. En mense sal dit teen jou gebruik. Want hulle weet as hulle op daai knoppie druk, dan vloei jy. Want dit is seer en dit is vernederend en dit is 'n lekker kaart om te speel teen jou. En Paulus sê, jy gaan vir jou moet los sny soos wat ek vir my los gesny het. Net verskriklik interessant. Hy gebruik die woordjie ek. Die 83 sê, een ding doen ek. Weet jy wat beteken ek? Die verantwoordelikheid is joune. Nie die Here se nie. Die Here het sy verantwoordelikheid nagekom. Toe Jesus aan die kruis sterf en hy blaas sy asem uit, toe sê hy, it is finished. Dit is afgehandel. Ek het nou alles in plek gesit vir jou om los te kom, om los te maak, om af te sny alles van die verlede. Alles. Nou gaan jy die besluit moet maak, wil jy dit doen? Paulus sê, ek het. Paulus sê,
op 'n ander plek, en ek probeer nie vir my slim hou nie, asseblief, dis net my teorie. So hier, Paulus sê ook partykeer, hierdie is nie nou die Here wat praat, hierdie is nou mensliker gewys. So ek gaan dit nou sê, wat ek nou sê is mensliker gewys, maar Paulus sê ook, praat van sy doring in sy vlees. Daar's baie dinge wat mense spekuleer. Kan ek vir jou sê, oral waar Paulus moes kom, is sy verlede voor hom gegooi. So voordat Paulus 'n woord kon preek, en geloofwaardig kon wees in iemand se oë, en iemand se respek kon kry, moes hy eers deurbreek deur die emosie van dit wat na sy kant toe gegooi word, deur godsdienstige mense oor sy verlede. Dit het 'n baie sterker houvas, dit moes baie seerder gemaak het, as wat ek en jy nou kan dink, en hy moes vorentoe beer deur dit. Jy ook. Jy gaan moet leer om vorentoe te druk deur die verlede se seer. Deur die vernederings van die foute wat jy gemaak het. Want as jy kan sê, dit is nie meer ek nie. Jy's reg, dit was ek. Ek het julle vertel van die kerkleier, wat vasgevang was in prostitusie in sy lewe. En toe hy by die Here uitkom, toe kry een van sy vloeze hom in die strate van die dorp. En sy sê vir hom, hey, hoe gaan dit? En hy stap verby. En sy gryp hom in sy arms en sê, hey, kan jy nie sien dis ek nie? Hy sê, ja, ek kan sien dis jy, maar dis nie meer ek nie. Kan jy daar kom? Ek kan sien dis jy, ek kan sien jy herinner my aan dit. Ek kan sien wat jy hier skryf is wie ek was en wat ek gedoen het. Maar dit is nie meer ek nie. Ek is afgewas hiervan. Ek is skoongemaak deur die bloed van Christus. Ek het gelief hiervan. Ek het my losgemaak hiervan. Ek het vergeet hiervan. En al herinner jy my daaraan, dit is nie meer ek nie. En dan maak dit op hierdie oomblik seer om dit te hoor, dan kies ek nog steeds dat dit nie meer ek is nie, want dit is my verantwoordelikheid om in die waarheid te stap van wie die Here sê hy my gemaak het, 'n nuwe skepsel. Vlekkeloos. En toe hy sy geregtigheid vir my gee, in hom, aan die kruis, toe gee hy vir my volmaakte onskuld. So daar dieselfde brief wat jy vir my wys nou, wat 'n aanklagstaat is, as ek daarbo kom, dan staan daar niks. Want die aanklagstaat gaan deur Christus, en hy raak afbetaal. Dis afbetaal. Soos 'n huis wat jy mee gesaffer het, of 'n plaas wat jy jare lank betaal het, daai laaste paaiement, lieflik man, ek is vry, wat gaan ons nou maar daai ekstra premie in die maand doen? Nee, moenie dit doen. Bring dit vir my. Grappie vir die mense wat luister, grappie. Maak los, vergeet, sit agter. OK. Nou wil ek gou kyk, dis 'n paar woorde. Waarvan moet ek vergeet? Wat is agter my? Wat is die verlede? Die verlede het wie, waar en wanneer in. Die verlede, wat jy agter jou moet sit, jy moet los van sny, het wie? Mense? Wat se mense? Myself en ander in. Daar's gesigte. Daar's name van die wat jou te nagekom het, wat jou aanstoot gegee het, wat vir jou wonde en seer veroorsaak het. En daar's jouself wat foute gemaak het en sonde vertroetel het en dinge wat jy geweet het jy nie moet doen nie, geloop doen het en dat jy op sekere plekke gesit het. Jy moet jou losmaak van wie? Christus het jou klaar losgemaak van wie? Nou moet jy jou losmaak van wie? Onthou julle verlede jaar se reeks van 70x7? Weet julle hoeveel van julle het vir my terugvoering gegee wat sê, dis een van die lewensveranderende dinge wat julle in julle lewe gedoen het. 8 sessies van Bruce Wilkinson wat gaan oor hoe vergifnis werk en hoekom die woord sê 70x7. Want daar's mense wat aan jou vasgebind is, wat jy nie kan vergewe oor dinge wat in die verlede gebeur het nie. Daar's mense vir wie jy nog moet gaan jammer sê of vergifnis vra wat ook 'n ketting is en jy besef nie jy kan nie vorentoe nie. Dit hou jou terug.
En as 'n trots in 'n mens se hart om so iets te doen. 70 maal 7. Forgiveness, Bruce Wilkinson, jy kan nie verkeerd gaan nie. 8 sessietjies wat gaan oor verstaan hoe seer werk, verstaan hoe aanstoot werk, verstaan hoe vergifnis werk, sodat jy kan loskom. Maar jy kan nie vergeet nie. En ons sê dit vir mekaar, ek sal vergewe, maar ek sal wat nie doen nie? Ek sal nie vergeet nie. Jou dag sal kom, jou wiel sal draai, Pella. Wag jy maar net. En as iemand van daai persoon praat in 'n gesprek, dan kom jy met so 'n lekker steekie daarin. Want jy kan nie vergeet nie. Wat beteken? As jy nie kan vergeet nie, kan jy nie uitkom by jou hemelse roeping en jou doel nie. Jy kan nie by jou hoë roeping uitkom nie. Jy kan nie verstaan hoekom die Here sê, want jy word teruggehou deur jou eie besluit om nie te vergewe en nie te vergeet nie. Jy kan nie vir jou lossny nie. Jy sê, ag, asseblief, wil jy nou regtig vir my sê, hierdie 500 kg bal gaan my terughou? As ek met die 100 meter hardloop, regtig, dis net 500 kg, dit gaan niks maak nie. En almal sê vir jou, maak los die ysterbal, en jy sê, hou net op vir my sê my ysterbal los te maak, dit is nie die ysterbal se skuld nie. Maar jy kies om dit so te sien. As mense, wat jy self is, of ander mense is, wat jy in jou verlede moet losmaak. Daar's plekke van seer, plekke van wonde, plekke van trauma, plekke van assosiasie. Ry deur jou ou dorp waar jy op skool was, ry langs die skool verby, ry langs die koshuis verby, ry langs die skoolloof se huis verby, ry langs die polisiekantoor verby, ry na enige plek verby, daar waar die ou tannie op die hoek, wat die haalgeweer uitgehaal het en jou geskiet het, jy vrugte gesteel het, ek weet nie, ry net daar verby en kyk gou wat gebeur in jou hart. Kyk gou wat gebeur in jou verstand. Net so word die goeders opgeroep, een na die ander. Ry by daai huis verby van die boyfriend of die girlfriend wat op jou gecheat het. Ry daar verby waar iemand jou afgejak het, of waar iemand jou gepimp het. Jy kry die assosiasie en die trauma net so vinnig terug in jou hart. Jy voel hoe dit opkom. Dis plekke. Die Gees van die Here, as jy hom vertrou, sal dit vir jou wys. Jy moet jou losmaak. Jy moet afsny die verlede. Jy moet vergeet daarvan. Jy moet dit kan beleef en sê, ek gaan aan jou nie weer dink nie. Ek gaan nie aan jou, ek gaan jou neglect. Ek gaan jou afskeep gedagte. Daarom sê die woord, as die gedagte inkom, roep die gedagte tot gevangenis in Christus. Want die gedagtes gaan kom, maar wat doen jy met dit? Jy sê, ek verstaan, jy kla my aan. Ek verstaan, jy gooi dit voor my. Ek onthou die seer. Maar dit is nie meer wie ek is nie. Ek is los hiervan. En nou kan ek hierdie ou seën en vergewe wat dit gedoen het. En ek kan myself vergewe vir die fout in die plek, sodat ek nie elke keer wanneer daar inry, moet 'n gemoedstoestand opeindig. Mense vra my, wat fout ek sê, ek weet nie. Maar diep binne is daar soveel triggers wat afgegaan het in die laaste 10 minute vandat ek in my dorp inry, waar ek groot geraak het, van seer en wonde, wat ek kies om te vertroetel. En die bal bly aan die ketting agter my. Jy moet loskom. Daar's wanneer, daar's tyd en daar's seisoene. Daar's tyd, daar's kinderjare, daar's skooljare, daar's studies, daar's jou tyd as 'n van jou onvolwassenheid en jou jeug. Gaan na 'n reunie toe. Kykie wat word eers gepraat, voor enigiets anders. Onthou jy nog daar? Onthou jy dit? Dit is mooi goed, dit is baie mooi goed. Maar daar kom ook lelike goed uit. Kom ek mense wat nog dit van die skoolbanke teen jou hou. Daar's tye wat sekere assosiasies by jou het van die verlede. En jy
kan jouself nie vergewe vir die foute wat jy daar gemaak het nie. Man, ek was nie by die Here in daai tyd nie. Ek was nie by die Here op skool nie. Ek het die godsdienstgame gespeel. Ek het die ACSV bygewoon. Ek was die kringleier. Ek het in die band gesing as student. Terwyl back at the ranch is ek besig met Satan in sy parlement. Ek het nie die Here geken nie. Hoe kan ek nou pa staan? Jare later, vir die goed wat daar gebeur het. As die Here my dan vergewe het, hoekom kan ek nie ook vir myself vergewe vir daai tye in my lewe nie? Hoekom kan jy nie ook iemand vergewe vir daai tyd in jou lewe nie? En Bruce Wilkinson sê dit so mooi. Hy sê, voor jy kan vergewe, moet jy besef, daar was ook 'n omstandigheid in daai persoon se lewe wat gelei het tot hulle optrede na jou toe. En as jy dit kan insien en jy kan sê, ek het empatie of simpatie met daai persoon wat op daai plek was, dan is dit baie makliker om te sê, kom uit die tronk van my hart uit. Ek maak die deur vir jou oop sodat jy kan uitgaan. Maar jy hou vas onwillekeurig aan sekere tye, en as iemand vir jou vra oor hierdie tye in jou lewe, is daar altyd 'n sekere paar goed wat jy altyd sê. Daar is so 5 goedjies wat jy die hele tyd uithaal, en jy bly by dit, want jy kan nie by daai wonde verbykom nie. Daai emosies is net vir jou sterker as enigiets anders. Net nadat Paulus sê, ek vergeet hierdie goed, dan sê hy, ek strek my uit. Ek strek my uit. Daai woordjie strek, to stretch oneself forward. Dis 'n keuse om vorentoe te gaan en aan te beweeg. Paulus sê, as ek my nie losmaak nie, kan ek my nie uitstrek nie. As ek my nie lossny nie, kan ek nie met 'n ernstige doelbewuste poging vorentoe gaan en aanbeweeg nie. En elke keer as iemand of iets oor my pad kom van die verlede, dan val ek terug na 0 toe. En beland ek in 'n depressie daaronder, want ek kan nie aanbeweeg oor hierdie goed nie. Ek kan nie oor dit kom nie. So wat jy vir my sê, is Christus se werk aan die kruis was te min vir jou. Moenie met my stry nie. U werk was te min, u bloed was nie genoeg om my los te maak nie. U bloed is nie genoeg om dit wat daai man of vrou aan my gedoen het, te vergewe nie. U bloed was nie genoeg nie, Here. Ek sal my aansuffer met die balle wat agter my aankom, hierdie ysterballe en hierdie kettinge, ek sal my aanloop daarmee. Want ek kan u nie vertrou daarmee nie. Want hoekom het u nie gekeer dat hy goed gebeur nie? Hoekom het u my nie gekeer voor ek hy goed gedoen het nie? U is dan hierdie almagtige, bonatuurlike God, wat kan ingryp in enige oomblik, en vir 'n Paulus op Damaskus pad kan laat val, en om tot bekering bring. Hoekom het u nie? Want vrye wil is aan jou en my gegee. Die grootste liefdesdaad is dat jy kan kies. En Jesus sê, my kind, ek het reeds gekies om my koningskap neer te lê in die hemel en 'n dienaar op aarde te word vir jou, om as koning te sterf sodat jy kan loskom van hierdie verlede. Ek het met my lewe betaal daarvoor, onskuldig. Jy en ek skuldig. Hy nie. Hoekom vashou aan gister? Hoekom aanhou mense herinner aan hulle verlede? Ondersoek jou hart, my geliefde. Ondersoek die intensie waarmee jy iets vir iemand sê in 'n WhatsApp. Daai klein steekie wat jy inkry. Ondersoek die afleidings wat jy maak wanneer iemand vir jou 'n WhatsApp stuur en jy lees dit. Sê, wat dink jy, bedoel jy? Bevestig dit vir die ander persoon, sê, vriendin, ek lees hierdie ding wat my potensieel ontstel, kan jy net vir my sê of dit so is of nie, voordat ek 'n afleiding maak van dis wat jy sê. En vir 3 weke nie met jou praat nie. Paulus sê, ek strek my uit na wat voor is. Voor
As ek my uitstrek en ek maak 'n keuse om aan te beweeg en ek sit myself op die spel, dan sê hy voor is a place or time yet to come. A place or a time yet to come. Dis 'n toekoms met 'n vooruitsig. As jy nie losmaak nie, as jy nie afsny die verlede nie, en met afsny bedoel ek hierdie sê dingetjie wat almal het, ek sny dit af, ek sny dit af, ek sê nie dit nie. Staan, jou neus loop, ek sny dit af, my neus loop nie. Sê wat ek sê nie. Ek sê as jy besluit het om jouself nie los te maak nie en in daai goed te hou, weet jy wat? Die toekoms is nie 'n lekker plekkie. Ek kan nie uitsien nie. Ek kan nie uitsien nie. Ek kan my nie stretch nie. A time yet to come en a place yet to come is vir my, dis vir my verskriklik, dis donker. Ek wil nie so toe gaan nie, ek wil nie onder die kombers uitklim nie, ek wil net hier bly, want ek weet nie wat vir my wag nie. Want ek kan nie loskom van gister nie. En Paulus sê, as ek my losgemaak het, dan sien ek uit na môre. En dan sê my tyd is nie, môre sal die son weer skyn nie. Dan sê my tyd is, môre is Jesus weer daar. Soos hy vandag hier was, en soos hy my losgemaak het van gister, is hy by my, en hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. So as jy my verlede teen my wil hou, be my guest, maar ek is los daarvan. En ek sê dit vir jou tong in die kies, want 'n bietjie dag terug, is ek by 'n begrafnis, en ek kry van my skoolvriende daar, en die eerste ding wat een van die ouens vir my sê, as hy haal een van my skannes uit, en hy lag daaroor. Kips, daar sit ek. Toe kos dit nou eers weer 'n bietjie lossny, dagger uithaal, al die toue lossny en sê, Here, dit is nie meer wie ek is nie. Sê Paulus nie op 'n ander plek ook, Joba, dit is wie julle was nie. Noem hy klomp sondes om te sê, maar dit is nie meer wie julle is nie. Dis wie julle was. Kan nie eens onthou waar dit staan. Want ek moet my losmaak, ek moet my uitstrek na voor. So toekoms moet vooruitsigte. Hoekom is daar 'n toekoms moet vooruitsigte? Want Paulus sê, en ek jaag na die doel om die prys te verkry. 3 woorde. Ek jaag, daar's 'n doel en daar's 'n prys. Die jaag is to press with effort in persecution. Baie interessante woordjie, ek het nooit gedink jaag kan iets te doen hê met vervolging nie. Tot ek besef het, en die teksverse gaan lees, die verwysingstekste, toe staan daar, wat Paulus wil sê, is my effort wat ek insit, is my alles. I'm pressing forward. Maar ek is so doelgerig in die manier wat ek dit doen, dat jy maar van my kan vervolg terwyl ek dit doen, dit gaan my nie van spoor afbring nie. Dis so ek jaag. Dis so ek druk vir die koninkryk. En daarom maak dit vir my, vir die eerste keer meer sin. Dit maak sin, maar dit maak meer sin as ek hierdie verduideliking lees. Hoekom hulle hom vir dood kon kry buitekant 'n stad, met klippe gegooi. En dan kom hy daar by, en dan was hy sy gesig, en dan gaan hy terug. Van die liefde van Christus dring hom, dit jaag hom, sy besluit is klaar gemaak, sê Paulus. I have decided to follow Jesus, jy kan maar vervolg, dit gaan nie 'n verskil maak nie, ek is op pad. Die koninkryk is my enigste hoë roeping in Christus. Daarom kan 'n ware kind van die Here nie van stryk gebring word nie. Ek het julle vertel van hy ou in Noord-Korea, wat so amok gemaak het, en soveel mense tot bekering laat kom het, toe sluit hulle hom toe. Toe kom almal tot bekering in hy sel. So sê hulle, nee, hy moet apart toegesluit word. Toe kom die wagte tot bekering wat hom oppas. Toe sê hulle, nee, hy moet nou toegesluit word in 'n donker plek waar hy nou nie mense kan sien nie. Toe kom die ou wat die kos vir hom bring tot bekering. Toe sny hulle sy tong uit, dat hy nie kan praat nie. Toe
kom maar nog een ou tot bekering. En hulle vra vir hom, hierdie ou kon nie met jou praat nie. Hy kon niks vir jou sê nie. Hy sit in 'n donker plek. Hoe is dit moontlik? Nee, die ou sê, terwyl ek ingaan, ek moet mos nou obviously kan sien of om die kos te vat, so dan moet 'n vorm van lig wees. Toe kyk hy vir my. En Jesus is so evident, hy is so teenwoordig, hy is so uitgelewer aan Jesus, daai ou, dat 'n kyk iemand anders konfronteer. En tot bekering lei. Wow. Dis wat Paulus sê. Ek jaag dit na. Dis al my krag en energie, al word ek vervolg. Want daar's 'n doel. Doel is die goal of 'n merk, 'n maak. En wat vir my ook interessant is hierso, is 'n goal om maak, I am skeptic about. Dis vir my 'n interessante betekenis. Betekenis, dit ontbloot, my doel ontbloot my werklike rede, waaroor ek diep gedink het. Dink boy, hoekom is jy skepties oor iets? Iemand sê vir jou, ja, hier's nou hierdie nuwe, daai pilletjie op die mark. Hy doen nou die ding. Jy kan maar aanhou eet, net wat jy wil, chocolates en rommeis, maak nie saakie, maar as jy nou hierdie pilletjie vat en broers, nee. Ja, nee wat, jy verloor sommer 5 kg môre. Maar jy sien, die pilletjie kom nie goedkoop nie. Jy sien, ek verkoop hom. En daar's geen nou return op geld nie, maar jy kan hom verkeerd gebruik ook. So, onmiddellik is jy skepties, wat beteken jy begin oordink dit. Jy begin doen navorsing oor die ding. Jy begin kyk of daar ander mense al die ding gebruik het. Jy begin die internet, jy soek reviews, jy soek alles, want jy wil weet, is dit werklik so? En hierdie doel wat Paulus sê, ek het 'n doel. Hy sê ek het dit oordink, ek het dit bepeins, ek het my hart ondersoek, ek was skepties hieroor, maar wat ek weet, is die waarheid. Op 'n ander plek sê Paulus, ek slaan nie soos 'n bokser wat in die lug slaan nie. Hy sê ek is berekend. Ek hardloop nie soos 'n atleet wat jy weet waartoe hy gaan nie. Ek is berekend. Ek weet waarvoor ek staan. En ek is skepties hieroor, tot so mate, dat as ander ouens met ander evangelies en ander Jesus en ander stories kom, dan kan ek vir jou onmiddellik sê, deur die gees van onderskeiding, daai ding is die waarheid. Want dit klop nie met Christus nie. Doel. Prys, daar's 'n prys wat ek wil behaal, sê Paulus. Lees dit weer, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter my is, ek strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry. Hierdie prys wat die hoë roeping van God in Christus is. Die prys, 'n award, maar ook 'n woordjie, vergoeding. Sien jy ooit dat Paulus sê, betaal my vir my werk? Ek sê vir jou kwitansie skryf, 18A status, kan dit aftrek van belasting. Sien jy dat Paulus dit doen? Paulus sê, my vergoeding is die koning. My vergoeding, die prys het hy klaar betaal. My vergoeding is dat ek die voorreg het om ook, soos hy, 'n prys te kan betaal vir dit wat die moeite werd is om voor te staan. Ek sou wat wou gee, om in die tronk te kon sien, hoe dat die wagte reageer, terwyl hulle vir Paulus vervolg, en hy sê, slaan maar. Eina, dis seer. Maar dit gaan geen verskil maak, jy geliefdes. Kan ek jou vertel van die liefde van Christus? Ek vergewe jou, want jy weet nie wat jy doen, jy voer net iemand anders se opdrag uit. Kan jy dink daai worsteling in die martelaar, in die een wat martel teenoor die een wat gemartel word, en sê, hoekom reageer hy die ou nie soos hy reageer nie? Want hy die prys klaar bepaal, wat het hom gaan kos om Jesus te volg, want hy was die vervolger. Nou is hy die een wat vervolg word, hy verstaan die prys. 'n Kind van die Here bereken die prys, sal 'n ou huis bou, sonder om die prys te bereken. Sal jy? Weet jy hoeveel huise staan teen die suidkus van Natal half gebou? Die prys is nie bereken nie. Geliefde,
Jesus sê, jy gaan vervolg word. Nie daar's 'n moontlikheid nie, jy gaan, as jy staan vir die waarheid, en Jesus is jou ultimate, dan gaan jy vervolg word, be my guest, mark my words. Jy gaan. Bepaal die prys en sê nou of jy bereid is of nie. Want as jy nie bereid is nie, en dinge word erger, gaan jy stil bly en jy gaan weghardloop. Paulus sê, ek hardloop nie weg nie, ek het die prys bepaal, ek weet my vergoeding is in Christus, ek soek nie my vergoeding hierson nie. Want daar's 'n hoë roeping in Christus, daar staan die hoë roeping is 'n calling, maar dit het ook die betekeniswoordjie van uitnodiging. Dis 'n uitnodiging. Almal wil altyd weet, wat is jou calling? Wat is my calling? Wat is jou calling? My en jou calling is om in Christus te wees en in hom te bly. En terwyl ons daar is, sal hy vir ons sê wat hy met ons wil doen hier. Ek weet nie wat hy môre met my wil doen nie. Kan ek môre wil ek met professioneel gaan golf speel? Grappie. Jou calling is 'n uitnodiging van God die Vader na jou toe, om te sê, ek het 'n plan met jou, maar jy moet die uitnodiging aanvaar of verwerp. Onthou julle die bruilofsmaal? Wie's hier? Waar's die gaste wat genooi is? Dis 'n uitnodiging. Jy word genooi om in jou roeping van gehoorsaamheid tot die Vader te staan, maar as net een manier wat dit moontlik is. En dan eindig Paulus daai sinnetjie te sê, ons hoor roeping van God in Christus Jesus. Dis nie moontlik om die woordjie roeping te gebruik op 'n aardse definisie nie. Want dis net moontlik in Christus, want net die een wat jou geskep het en gevorm het in die skoot van jou moeder, weet hoekom jy hier is. En weet hoekom die vingerafdruk uniek is op jou, en wat hy met jou wil doen. En die toekoms wat hy vir jou 'n gedagte het, is wat? I know the plans I have for you. Nie om skade aan te rig nie. Maar die vyand sal die verlede gebruik om die toekoms daunting te maak, sodat jy nie 'n toekoms kan indink nie, want jy hou vas aan die verlede. Kan ek vir jou gou hierdie sinnetjie lees, hierdie versie, met al hierdie beskrywings by? Op die ou manier, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter my is en ek strek my uit na wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Maar een ding, dit is my verantwoordelikheid om te kies, om te vergeet en los te maak van al die dinge, van mense en gebeure en emosies wat agter my is en wat verby is. En nou is dit my keuse om te kies om aan te beweeg. En my uit te strek met al my krag en energie na 'n toekoms met 'n lieflike vooruitsig. En dit na te jaag, deur alles op die spel te sit, om een doel te verkry. My werklike roeping op hierdie aarde. Om die prys, my vergoeding van Christus af te verkry, deur die uitnodiging van God die Vader te aanvaar, wat slegs beskikbaar is in Christus. Een versie in die Bybel. Nee, in Engels sal dit oor 2 val, maar in Afrikaans is dit net 1. Tot die mate wat jy na hom soek, gaan hy vir jou openbaar hoe lyk die verlede waarvan jy moet loskom. En ons kan nie net nou hier stop nie, want dan gaan hom broers my in die week bel en sê, pragtige boodskap, maar hoe? Wat moet ek nou daarmee doen? Dit help nie, jy sê vir my al hierdie mooi goed, maar jy sê nie, wat moet ek doen nie? Okay, broers, dis reg, ek wil nie daai oproep hê nie, so ek los jou met 3 B's, dan gaan ons huis toe. Ek moet nog ver plaas toe ry. 3 B's. Ek wil loskom, ek wil my losmaak, ek wil vergeet, ek wil afsny die verlede. Kom tot die besef. Weet jy hoe besef jy iets? Jy besef iets soos die verlore seun in die varkhok sit.
weggehardloop het, en alles was fyn met hom, tot by daai punt wat hy alles uitgemors het, toe kom hy by homself, dit is 'n lig wat aangaan, boep, dis 'n besef, what have I done? Nie oor die verlede nie, oor dat ek nog vashou, aan die wonde en die ou gemors wat ek saamsleep met my van die verlede. En die onvergifnis in my hart teenoor mense, en die onvergifnis teenoor myself. Besef dat daar boeie aan jou is. Besef daar's kettinge. En weet ook, dat in hierdie besef, het jy 'n hulpmiddel, 'n trooster, 'n counselor, die Heilige Gees, wat jou wil assisteer in die besefproses, wat dit vir jou wil wys, waar die plekke is wat jou vasmaak, want sy hart is laat jy loskom. Maar jy gaan moet sit, en bepeins, en bid, en vra, sodat jy kan besef, wat hy vir jou wys is die waarheid. En dan skryf jy daai goed neer, sodat jy kan. Is dit hoe 'n mens bely skryf? Moet 'n lang ei. Bely en laat staan. Bely beteken om saam te stem. Bely beteken nie noodwendig om in skuld hier neer te val, hoe sleg ek is wat die verlore seun gedoen het, onthou julle, pa, maak my maar 'n slaaf. Besef, as jy besef het dis 'n ding, bely dit, stem saam met die Here oor die saak. Dankie Here, ek stem saam, ek sien wat U vir my wys, ek bely dit. As jy nie dit doen nie, geliefde, kies jy om aan te hou stap met die kettinge van gister. Jy kies dit. Moenie sê, iemand doen dit aan my, of ek sal nooit vir dieselfde wees. Dis jou keuse. Dis vrye wil wat jy aanwend. Jy moet self kies om te bely en saam te stem. En as die Here vir jou iets wys waarvoor jy moet jammer sê, dan sê jy jammer, of jy gaan vra om verskoning of vergifnis. En as jy na iemand toe moet gaan, dan doen jy dit, as die Here vir jou name wys. Maar luister baie mooi, want jy moet kan saamstem met die Here. Jy moet kan bely, saamstem met wat hy vir jou wys. So jy moet dit besef, jy moet dit bely, en dan eers word jy bevry. Dan kom die bevryder, Jesus Christus, wat die werk afgehandel het vir jou. Wat sy bloed gevloei het vir volkome verlossing van alles. Wie se bloed 'n menigte van sondes en foute en wonde en emosies en enige iets van die verlede kan bedek, binne in jou en binne in iemand anders. Dan kom hy met die bevrydingswerk. Die bevrydingswerk is afgehandel. Jy gaan dit net kies vir die eerste keer in daai saak. Dis die scary ding. Die bevrydingswerk is afgehandel. Jy moet net Jesus in daai saak kan ontvang, die bevryding kan ontvang. Want sy bloed was genoeg. Sy liggaam was genoeg om die volle prys te betaal, sodat jy kan loskom. Maak jouself los. Hy het dit klaar gedoen vir jou. Maak jouself los. Paulus sê, dis my verantwoordelikheid. En daarom is ek by julle by die gemeente kom, wil ek niks anders onder julle weet as Christus en hom as die gekruisigde. Moenie eens probeer om my verlede na my toe te gooi nie, want dit is nie meer ek nie. Kies, geliefdes. Kies hierdie week hoe jy met ander gaan praat, wat jy van hulle gaan sê, hoe jy oor hulle gaan dink. Kies oor hoe jy van jouself gaan praat, wat jy gaan sê as mense na jou kant toe gooi. Wees reg met 'n antwoord. Bedink of besef en bely dit. Stem saam en word bevry daarvan. Sodat ons 'n geloofsgemeenskap gaan wees wat saam met ander mense kan journey op hulle pad van nog nie los van die verlede nie. Van nog vas aan gister se goeders. Sodat ons kan sê die Here het my vrygemaak, maar ek stap graag een tree op beslag saam met jou. Hy wil jou verlos. Vat hy dagger, die woord, en dan sny jy daai toue van die verlede los. Chris. Daar kan nog 'n B bykom. Beleef. Beleef. Leef vrede daarna. Beleef die vrede.
Nou gebeur. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. En nou mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees, met jou bly en jou bevry. Amen. Ekskuus julle, kan ek dalk net gou vra dat as ons in 'n diens klaarmaak, miskien dat jy op jou hart om net te kom help om van die toerusting op te vou en weg te pak, of van die bietjie vroeër te kom om vir ons te help om die boekies uit te pak, of dalk die koppies in die agterkant vir ons bietjie te was, sodat dit nie alles afkom op die oor tot al klaar so baie vir ons doen nie. Baie dankie.